Nou, soos jy weet, is ons besig met 'n reeks wat ons noem so, kom na my toe. Kom na my toe. Is 'n reeks oor kommunikasie. Kommunikasie is ontsaglik belangrik vir enige verhouding. Kommunikasie is ons as mens is kommunikasiewesens. Daar is nie enige oomblik van jou dag wat jy nie kommunikeer nie. Weet jy dit? Al is jou mond toe, kommunikeer jy nog. Jy weet, ons het vibes wat ons uitstuur. Die ouers wat tieners het, verstaan presies wat ek nou sê. Ja, want Marnus is in die bed met sy knieg en hy gooi, ek weet nie, remotes en goeders rond, né? Hy maak nie sy mond oop nie, maar hy weet presies waar jy staan met hom. Ja. Amen. Ja, so, ons kommunikeer heeldag en aldag. Ons is 'n kommunikasiewese en sodra jy ophou kommunikeer, nou, is dit eintlik dan gaan jy dood. Ja. Ja. Maar kommunikasie, as jy iets gesond wil hou, moet jy kommunikeer. En ons belangrikste kommunikasie wat ons moet ophou, is gebed. Want as jy daardie kommunikasie nalat, dan is jou verhouding met die Here besig om agteruit te gaan. En dit is die een verhouding wat jy wil koester. Dit is een van daardie verhoudinge, weet jy kan nie sonder dit nie. Ons as kinders van die Here weet presies wat dit is. Vanoggend wil ek met julle, en ons het al 'n paar dinge rondom gebed gepraat oor in hierdie reeks. Ons is vanoggend by die 5de aflewering daarvan. Vanoggend wil ek met julle gesels oor gebed as 'n wapen. Gebed as 'n wapen. Mense, almal van ons gaan deur stryd, is dit waar? Almal van ons gaan deur beproewinge en ons gaan deur 'n ding wat ons sê, ek wens net hierdie ding kan nou agter my rug kom. Is daar iemand vanoggend hier wat nie deur so iets gaan? Enige iemand? Moet jy asseblief na die diens met my kom praat? Ons gaan bid vir 2 dinge. Of jy moet op 'n jok, né? Of ons gaan vir jou bid vir een dat die Here vir jou wat Jakobus sê, ag dit loutere vreugde broers as ons deur allerhande beproewinge en dit gaan. Want dit louter ons geloof. Deur stryd, dis deel van ons lewe. En hierdie lewe, en ek sê dit baie keer, hierdie lewe waar ons leef is nie 'n maklike lewe nie. Die mense wat die Here nie het nie, die mense wat die Here nie in hulle lewens het nie, ek verstaan nie hoe hulle dit maak nie. Want ons geen hoop nie. Die Here maak dat daar hoop is in ons lewens. Nou ja, maar die ding is, wanneer ons hierdie stryd deurgaan, daar is die regte manier om dit te fight en daar is 'n verkeerde manier om dit te fight. Né? Daar word baie keer gesê, jy gaan nie met 'n mes na 'n gunfight toe nie. Het jy al dit gehoor? Jy gaan dadelik agterkom, jy's bietjie, jy weet, jy gaan dit nie maak nie. Alright? Wanneer ons stryd doen, vir alles Christene, moet ons regte wapens gebruik. En dit bring my by ons eerste teksvers. In 2 Korintiërs 10 vers 4 staan daarso. Hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar dit is kragtig deur ons God. Hoe is ons wapens? Ons wapens is nie van hier nie, mense. Net soos wat ek en jy nie van hier is nie, is ons wapens nie van hier nie. Ons wapens is van hoofkantoor. En ons moet leer en ons moet vaardig word in daardie wapens. As jy 'n stryd deurgaan, soos dat die munisipaliteit het jou water afgesny. En dit is nie jou skuld nie. Of jy word verkeerdelik hanteer by die werk en dit is nie jou skuld nie. Daar is soveel dinge, jy kan noem die stryd waardeur jy gaan. Gebruik die regte wapens. Jy kan nie hom meer gebruik nie. Want dit is 'n vleeslike wapen. Al wat dit jou in die sak gaan bring, is 'n hoë bloeddruk. Jou meer gaan jou niks help nie. Trane gaan jou niks help nie.
Nee, om in 'n depressie te val, gaan jou niks help nie. Dit gaan jou besig hou, maar dit gaan jou nêrens bring nie. Dis soos 'n rocking chair. Al ons wapens, hierdie vleeslike wapens wat ons uithaal, jy weet om te gaan beklei vir iets. Dit werk nie. Dit hou ons besig, maar jy bly op een plek. Die wapens wat ons moet gebruik, ons as kinders van God, ons wapens is nie vleeslik nie. Ons het geestelike wapens wat ons moet gebruik. En dit is kragtig deur ons God. Ons moet die regte channels gebruik. Want jy gaan agterkom dat of jy jou vleeslike wapens gebruik en of jy jou geestelike wapens gebruik, dit gaan dieselfde hoeveelheid energie kos. Want om te veg in die gees kos iets. Maar om te veg in die vlees kos ook iets. As jy wil gaan fight, en gaan bolle rol, jy gaan sien, jy gaan moeg wees daarna, en jou hande gaan seer wees, en jy gaan stalk 10 jy nog styf wees môreoggend ook, en dan moet jy nog 'n yspak in jou oog ook sit. Want dis vleeslike wapens. Ons is nie gemaak vir vleeslike wapens nie. Ons wapens is nie vleeslik nie. Die Here het vir ons gesê dat ons is nie meer dieselfde nie. Hy het ons uitgered en het ons hele DNA verander. Ons is nou kinders van God. En hy sê, staan bietjie een kant toe, die stryd is myne. En hy het dit hoeveel keer gedoen teenoor Israel? Dat Israel kom, en daar is 'n klomp mense, koninkryk wat na hulle kant toe kom, en dan kom hulle na God toe, en hulle sê, Here, hoe moet ons doen? Dan sê hy, staan julle een kant toe, hierdie stryd is myne. Want die ding is, as die stryd God sinne is, en dan is die oorwinning syne, en dan is die eer syne, en net syne. So besef vanoggend, dat ons wapens, dit wat ons moet gebruik, in hierdie stryd waardeur jy gaan, doen dit op God se manier, dan gaan jy sien, en agterkom, dat dit is waar die resultate lê. En dan in Efesiërs 6 vers 12 lees ek hierdie, en ons ken hierdie welbekende gedeelte van ons die wapenrusting wat ons moet aantrek. Maar ek gaan nie met julle praat oor wapenrusting nie. Ek wil net vir julle sê wat hier so staan. Hy sê in vers 12, hy sê want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dit is teen die owerhede, teen die magte in die lig. Jou fight is nie teenoor die een wat aan die ander kant van die toonbank staan nie. Jou stryd is nie teenoor die persoon wat jou weerhou dat jy 'n promotion kry nie. Jou stryd is nie teen die persoon wat maak dat dinge vir jou nie maklik en gemaklik is nie. Dis nie waar jou stryd lê nie. Want ons worstelstryd is nie teen daardie vlees en bloed nie. Dit help nie om op daai ouetjie te skree nie. Jy verstaan wat ek bedoel, né? Dit was die stryd waardeur ons gaan. Elke nou en dan is daar iets, maar dit is asof die Here net, dit is asof die vyand hierdie dinge oor jou pad bring, en hy wil net jou fokus steel, en jou geestelike energie steel, en jou tyd mors. Is dit waar? Ja, kom spreek bietjie saam. Wie van julle se banke is warm onder julle? Amen. Okay, ja. Dis nie die preek nie, dit is lekker warm banke wat ons aansit, dan is dit net lekker warm. Jy weet, en soos wat dit warm word daarso, kom ons preek lekker saam. Nee, ja. Ja, ek het nie 'n heater hier naby my, so help my. Nee, ons worstelstryd is nie teen die vlees en bloed nie. Mense, kom ons, mag die Heilige Gees hierdie ding vir jou oopmaak. Jou fight is nie teen daardie persoon nie. Is nie teen organisasies of jy weet dat jou besigheid sukkel maar jy weet dit is die regering en jy weet dit is hulle en dit is hierdie. Terwyl ons kan vingers wys, gaan jy nooit die autoriteit neem wat Christus vir jou gegee het en jy self opstaan en jou destiny verander nie. Kom ons hou blame shifting doen. Jy is die outeur van jou eie lewe. Die Here het vir ons wapens van ons stryd gegee, sodat ons kan triomfeer in hierdie lewe. Is dit reg met julle? Kom ons hou op blame shifting doen.
Dis nie die regering nie. Die Here het vir ons die oorwinning gegee. Hy het vir ons die autoriteit gegee. En kom, ons neem eens en vir altyd ons autoriteit op en ons begin te heers oor ons omstandighede en dit wat die Here ons waar die Here ons geplaas het. Wees outeur van jou eie lewe. Ons worstelstryd is teen die owerhede, teen die magte in die lig. Daar is iets agter. Die persoon, die prentjie wat jy sien van jou probleem, daar is iets agter dit. Jy kan kom en jy kan met hierdie ouetjie fight. Ja, maar sy hart gaan nie verander. Die Here sê dat hy het die koning se harte in sy hande. Kom ons gaan kyk. As jy net dink aan die uittog uit Egipte uit. Jy weet, Moses kom, vir 9 keer kom hy, en die Farao sê, weet jy wat, laat julle trek. Nee, asseblief, hierdie springkaan is net te erg, nee, as ek my hap wil vat vir my kos, dan is dit deel van 'n springkaan, deel van dit. Hy sê, nee, dis te erg, laat julle trek. En hulle maak reg, en die volgende oggend, in die hart, verander, in die aand, verander sy hart, en die woord sê, dat God het sy hart verander. En sê, nee, julle sal nie trek. Totdat dit kom, dat die Here op die 10de dag, dat hy sê, dat die eerste geborene sal doodgaan. En daarna sê hy, weet jy wat, asseblief, trek net. En dan in die einde, terwyl hulle nou uit is, en daar trek die Jode, kom dit in sy hart weer op, en die woord sê, dat die hart van Farao word verander, en hy sit hulle agterna. En dink jy maar, Jessie, hoekom doen die Here dit? Ek meen, jy het hulle nie swaar genoeg gehad vir daai 350 jaar terwyl hulle slawe was nie. Hoekom moet hulle nou nog deur soveel stryd gaan? Nou is daar nog 'n hele weermag wat op hulle aanval. Hoekom sal die Here nou so iets wil doen? Hy wis hulle hele weermag uit, sodat wanneer hulle in die beloofde land kan ingaan, dat hulle nie heeltyd getuister word deur hierdie weermag nie. Hy wis hulle uit, dat dit is 'n boek wat toegemaak word, en sê, die Egiptenare sal julle in julle toekoms nooit weer pla. God het altyd 'n purpose. Maar God, wat die harte van mense in sy hand het, hy is die een na wie toe ons moet hardloop. Ons moenie hom as 'n plan C en D en 'n Z plan maak nie. Maak dit jou enigste plan. Want die wapens wat hy vir ons gegee het, is kragtig deur hom. As hy iets doen, dan doen hy dit volmaak. As ons dinge doen, dan is dit asof jy jou hele lewe lank moet stry met hierdie ding. Kom ons deel met dit eens en vir altyd op een manier, en dit is op God se manier, want hy weet hoe. As jy sukkel met iets by die werk, en jy sukkel vir kontrakte wat moet inkom, en dis nie die regering wat dit terughou nie. God het hulle harte in sy hand. Al wat hy nodig het, is dat jy na hom toe moet kom, en hy sal dit doen. En dit is daai kommunikasie wat God verlang van ons. Soos wat jy kommunikeer met hom, word jou verhouding met hom gebou, en hy gaan, en terwyl jy sy koninkryk soek, sê hy dat ek sal al hierdie ander dinge vir jou byvoeg. Soos dat jy fokus op God, gaan hy kyk dat al die dinge rondom jou reg gaan begin kom. Verstaan jy wat ek sê? Nou ons het baie verdedigingswapens, en ons ken die wapenrusting van ons God, dat al ons verdedigingswapens is die skild van geloof, en dit is die borsplaat van geregtigheid, en die helm van verlossing, en die gordel van die waarheid, en die bereidwilligheid aan ons voete en alles. Ons het een aanvalswapen. En as daar iemand is wat vaardig moet word met dit, en vaardig moet wees in dit, is dit juis God se kinders. Wat is ons enigste aanvalswapen? Dis die woord. Maar die ding is, hoeveel keer gebruik ons die woord in jou stryd waardeur jy vandag gaan? Hoeveel keer het jy die woord van God opgeneem? Vra ek jou. Dink aan jou situasie waarin jy nou is. Die stryd waardeur jy gaan. Hoeveel keer het jy God se woord opgeneem? Want in Efesiërs 6:17 staan daarso, want die swaard van die Gees,
Dit is 'n swaard, dit is 'n geestelike wapen. Dit is 'n geestelike ding. 'n Geestelike swaard. En daardie geestelike swaard van ons, dit is dit wat sal indring tussen die skeiding van siel en gees, tussen murg en been. Dit is die beoordelaar van die gedagtes van die mensehart. Daardie woord is dit wat sal uitgaan en dit sal nie ledig terugkeer nie, maar dit sal bereik die doel waartoe God dit stuur. Dit is hierdie ding wat sê alles in hierdie lewe, alles. Die bank waarop jy sit gaan vergaan. Hierdie hande, hierdie liggaam van ons, almal, dit gaan vergaan. Alles in hierdie lewe, die hele die son, die maan, die sterre, alles gaan vergaan. Maar wat gaan nie ooit vergaan nie? God se woord kan nooit vergaan nie. God het vir ons 'n wapen gegee wat kragtiger is as enige iets anders. En die vraag is, hoeveel keer in hierdie week het jy jou woord opgeneem, jou swaard opgeneem en dit gebruik? Kom ons as kinders van God word vaardig in dit. Dan moet niemand anders beter wees om hierdie swaard te gebruik nie. Kom ons neem God se woord op ons lippe en ons spreek dit asof God dit self kan praat. Die stryd waartoe jy gaan doen 'n Bybelstudie daaroor en kyk, wat sê God se woord rondom jou stryd? En dan wanneer daar die stryd kom, jou kant langs kom, en dit gebeur soveel keer in 'n dag, sit dit op gaan skryf dit neer, al die teksverse rondom dit. Skryf dit neer, vat daai papier en sit hom in jou sak. En wanneer daar die stryd kom, en wanneer jy gekonfronteer word met daardie stryd, en hoeveel keer word ons herinner daaraan? Jy weet, jy sukkel om 'n kontrak te kry, of jy sukkel by die werk om 'n promosie te kry. Kyk wat sê God se woord rondom dit. Is hy nie die God wat vir jou wil sorg nie? Gaan skryf daardie woord neer. Hy moet oor niks bekommerd te wees nie. Moenie jy worry nie. Want dit is vleeslik. Die geestelike manier is, dat ek wil vir jou sorg. Dan skryf jy dit neer, dis God se woord, dis ons swaard. Dan vat jy dit, en jy sê dit, en jy sê, Here, jou woord sê, dit oor my situasie, en dit is hoe jy jou geestelike wapen uittrek, en dit te begin gebruik in die geesteswêreld. Begin dit praat, begin dit proklameer in die geesteswêreld. Want dit is jou aanvalswapen. Dit is hoe jy oorwinning kry. As jy sukkel met 'n siekte in jou liggaam en jy wonder hoe, gaan doen 'n studie oor wat gesê God in sy woord oor siekte. En jy proklameer dit, jy haal jou geestelike wapen uit. Moenie nou gaan en dit vleeslik gaan staan en fight nie. Ja, daar is wat jy gaan dokters sien. God gebruik baie keer dokters. Maar in dit, moet nooit ophou om God se woord uit te haal en dit ook te gebruik saam met die dokters nie, saam met jou medikasie nie. Verstaan jy? Haal jou swaard uit. Dit is die wapen wat kragtig is deur ons God. Dis die woord van God. Nou, ek wil nou by u hoor. Hier is 'n teksvers in Psalm 1 wat spreek. En ek wil weet, is dit die persoon wat jy wil wees? Want dit is die God, dit is die tipe persoon wat God gedink het aan toe hy aan 'n kruishout gesterf het en die oorwinning behaal het vir ons. En dit is wat hy sê in Psalm 1 vers 3. Hy sê dat ek wil hê dat al my kinders sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte sal gee op sy tyd, waarvan die blare nie sal verwelk nie, en alles wat hy doen, sal hy voorspoedig uitvoer. Dit is eintlik die teksvers vir elke kind van God. Die mense wat bloed gewas is, wat in 'n verhouding staan met die Here. Dit moet 'n teksvers wees wat sê, "Haai, as ek na dit kyk, dan kyk na my lewe, dit is dieselfde." God wil hê dat jy moet wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Die droogtes kan kom. Die strome kan opdroog, maar jou wortels is diep ingewortel in God se woord.
En daar diep binnekant is die watertafel nog mooi en reg. En al die ander verlep rondom jou, maar daar is iets in jou dat weet jy wat, my blare verwelk nie en ek dra vrug in hierdie tyd. God wil hê dat dit met jou lewe moet goed gaan. Maak nie saak wat die omstandighede daar buitekant is. Want dis nie ons bron nie. Die ekonomie is nie ons bron nie. Dat die dokters is nie ons bron nie. God se woord, dit is God se woord wat dit vir ons doen. Dis waar ons oorwinning lê. Okay, maar die ding is, wat sê die vers net voor dit? Hoe is dit dat jy dit kan regkry? Hoe kry jy dit reg dat my lewe so kan lyk? In vers 2 sê hy, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. Sy behaag is in die wet van die Here. Nou, hierdie wet van die Here, jy kan, as jy met enige Jood gaan praat, hy praat nie hier van die 10 gebooie nie. Hoor, gaan praat met die Jood, dat hulle, as hulle praat van 'n wet, dan verwys hulle altyd na die eerste 5 boeke van die Bybel. En in Dawid hulle se tyd, was dit die enigste Bybel wat bestaan het. Was die eerste 5 boeke van die Bybel. Nee, dit was hulle Bybel. En hulle het na daai 5 boeke verwys na die wet van God. So as hy hierso sê, dat sy behaag in die wet, hy praat van die woord, dit wat die geskrewe woord van God, my behaag is daarin, my verlange is daarin. Weet jy, as ek deur 'n stryd gaan, deur 'n moeilike tyd gaan, en ek kry 'n slegte tyding, en dinge, ek verwys altyd na God se woord toe. My behaag is daarin. En wanneer my behaag is in dit wat God gesê het, my behaag is in die swaard van God, dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, as hy sê, God het met ons 'n verbond gesluit, dat alles wat jou hand aanslaan, is geseënd en voorspoedig. Dit is nou maar net so. En God kan nie teruggaan op sy woord nie. Hy kan nie teruggaan op 'n verbond nie. Nee, nou, ek wil net met julle praat, oor hoe is die regte manier, dat jy moet omgaan met hierdie woord van God. Hoe is dit dat die swaard effektief kan werk? En die ding is, dat jy kan nie net die woord dink nie. Hierdie woord wat hierso beteken van oordink, die wet dag en nag. Daai woordjie oordenk, praat van om te murmur, om onderlangs te mompel, om dit op jou lippe te neem en dit te spreek, om dit te praat. Jy kan nie dink dat as jy begin en jy wil hê dat jou omstandighede moet verander, net deur om God se woord te bedink nie. Jy gaan dit moet leer om te begin praat. Jy kan nie net die God se woord, ek sê jammer, dat hulle het hom verkeerd vertaal, dit is nie van oordink nie. Dit is dat jy moet God se woord dag en nag op jou lippe hê. Want as jy God se woord heeldag en aldag op jou lippe hê, dan is dit dat jou gees, dat jou geestelike wapen is heeldag uit en jy's heeldag besig om te veg in die gees en om veranderinge te bring in die geesteswêreld. Dit is hoe jy dit reg kry om te wees as 'n boom wat geplant is by waterstrome. Neem God se woord op jou lippe. Murmur dit. Praat dit. Moet nooit ophou nie. God sê, hulle wat my herinner aan my beloftes, moet nooit swyg nie. Neem dit op jou lippe en praat dit. Herinner aan God heeldag en aldag. Dit is waarin jou oorwinning lê. Dit is gebed. Wanneer jy bid, praat hardop. Ek weet mense, ek kom ook uit 'n kerk uit wat dit is doodstil. Ek moes myself leer om te bid, om hardop te bid. Dit is vir my die weirdste ding. Toe ek hierdie ding snap, van jy moet die woord van God op jou lippe neem. Nou, was dit vir my die weirdste ding, om alleen in 'n kamer te sit, en hardop te praat. Dis weird. Vir my was dit. Ek weet, met wie praat jy? Niemand. Maar dit is waarin ons oorwinning lê. Daardie tipe gebed, om hardop te praat.
Nie jou woorde te gaan mors, jy weet, teenoor 'n toonbank, en daardie persoon agter daar wat net sy werk doen, teenoor hom aan te gaan nie. Nee, gaan daardie frustrasie wat jy beleef, gaan praat dit met God. Hy is die een wat sit, daai ouetjie wat oorkant jou sit met die toonbank, nee, sy baas se baas se baas. Nee, wat eintlik die ding moet teken. God het sy hart in sy hand. So praat met die een wat die harte kan verander. Die frustrasie wat jy het teenoor daardie persoon, gaan stort jou hart uit in God se teenwoordigheid. En God verander jou situasie. En jou verhouding met hom word gebou. So win-win. En dan die ander teks wat dieselfde is dit. Sê God aan Josua, in Josua 1 vers 8, hy sê hierdie wetboek, hierdie 5 boeke van die Bybel, mag nooit uit jou gedagtes nie. Hy moet nie uit jou tas uit verlore raak nie. Jy weet, jy moet nie hom delete op jou iPhone nie, of op jou tablet nie. Nee, hy moet nie uit jou mond uitwyk nie. Hou dit altyd deur. Hou God se woord altyd deur in jou mond. Ons het 'n hele reeks gedoen wat Paulus praat, wat is dit, Romeine 10, wat sê naby is dit. Naby is die woord in jou hart en in jou mond. As jy met jou hart glo en met jou mond bely, dan sal jy gered word in jou situasie. Sê dit, leer om God se woord effektief te gebruik. Die swaard van die Gees effektief te gebruik. Trek jou swaard daagliks en moenie dat dit weer terug gaan in jou skiet nie. Gebruik dit dag en nag. Hy sê hierdie wetboek moenie uit jou mond uitwyk nie, maar hy sê bepeins dit. Nou daardie woordjie bepeins is dieselfde woordjie wat gebruik word in Psalm 1 vers 6. Nou, dieselfde woordjie wat sê dat jy moet dit mompel, jy moet dit heeltyd praat. Nou julle ken ook die ouers wat tieners het, verstaan hierdie woordjie, daai van mompel. Jy weet, sê vir hom, hoor jy gaan maak nou jou kamer skoon. En dan draai hy om en dan doen hy. Maar julle doen dit glad. Dis nie julle, ek praat nie van julle. Ek praat van die ander ouens. Nee, hulle doen dit nie, Jan, hulle doen dit glad. Nee, nie in daai huis nie. Ja. Maar daai van sê wat sê jy? Niks nie, Paul. Niks. Daai. Dit is wat hier betref. Hy sê jy moet nooit ophou om God se woord te mompel nie. Waar jy loop en Here, help my met hierdie. Ag Here, ek vra dat U asseblief vir my sal deurkom in hierdie. Praat met God, bou jou verhouding. En God sê dat hierdie wet moet nie uit jou mond uitwyk nie. En mompel dit. Praat dit, mompel dit hier binne ons heeldag en aldag. Dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Kom ons skerp ons kommunikasie met God op. Kom ons vat weer en dat hierdie gees van gebed sal losword in hierdie gemeente. En dat waar ons ook al kom, wanneer jy daardie verkeerde tyding kry van die dokter af, of van iemand af, dat jy jou werk verloor het, of jy dit gedoen, of dat gedoen, of iets uit jou kant langs kom, dan moet jy dadelik, kan een kant gaan en sê, en dan mompel jy, nie die probleem nie, jy mompel God se woord. Neem God se woord op jou lippe en sien hoe dit 'n verskil maak in die geesteswêreld. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld daarvan. Want Jesus was vir ons die volmaakte voorbeeld gewees. Is dit waar? Nee. En ons het al hierdie voorbeeld so baie gebruik. Maar dit is 'n voorbeeld wat ons mee vertroud is. Maar mag die Heilige Gees die krag hiervan in jou lewe oopmaak. Hulle is besig om Jesus kom op 'n stadium en hulle sê, weet jy wat, dit is tyd vir ons om oorkant toe te gaan. Nou die feit dat hy gesê het ons gaan oorkant toe, is klaar genoeg om te weet jy wat, as God iets sê, dit niks kan dit keer nie. Dit maak nie saak hoe die omstandighede lyk van hier af tot daar nie. Verseker gaan ons daar kom, want Jesus, God het gesê, ons gaan oorkant toe.
En terwyl hulle oorkant toe gaan slaap Jesus, en hier is 'n groot storm op die see. En hy slaap. En vir vissermanne, hulle ken die see. En as die vissermanne sê, "Hey, ons gaan doodgaan in hierdie storm." Dan moet jy sê, dan moet jy weet, "Hey ouens, hierdie storm is rof." Dat vissermanne wat vertroud is met die see, as hulle sê, nee, is nie hoop nie. Dan moet jy weet, menslik is hier glad nie hoop. Maar God het gesê, ons gaan oorkant toe. En op 'n stadium gaan maak hulle vir Jesus wakker en sê, "Hoor hierso, Jesus, gee nie om dat ons gaan vergaan nie." Hy sê, "Maar ek het ons gesê ons gaan oorkant toe." En hy sê ook klein gelowiges, en hy staan op en hy dink, en toe gaan lê toe geraak het rustig. Nou, nee, mense, God se woord is net kragtig wanneer jy dit op jou lippe neem. As jy omstandighede wil verander in rondom jou, neem dit op jou lippe en praat dit. Spreek jou omstandighede aan en Jesus sê, "Storm, stil." En toe word dit stil, want God het gepraat. God het die hele heelal, is geskep. Want hy het net gedink, toe is dit. Dis nie God se manier nie. Dit is nie hoe dinge gebeur in die geesteswêreld nie. God het gesê, "Laat daar lig wees," en daar was lig. Dit is God se manier. As jy omstandighede wil verander, maak soos wat God maak. En hy het gesê, "Laat die son en die maan en die sterre daar wees," en dit was daar. En hy het gesê, "Laat die see en die land skei," en toe het dit gebeur, want hy het dit gespreek, en sy woord gaan uit, en dit sal nie leerig terugkeer nie, maar dit sal bereik die doel waartoe dit gestuur word. En God sê, "Kom ons maak mense na ons beeld en na ons gelykenis," en as hulle mond oop praat, sal dit wees soos wat hulle sê. Is dit nie? Verseker. Want hoeveel keer praat ons, en ons praat, en ons praat, en ons praat, en ons praat so negatief, en jy sit nou in omstandighede, wat jy gister en eergister gepraat het. Sodra jy jou mond oopmaak, skep jy. En daarom sê God, hoor hierso, ek gaan maak, dat jy vergelding sal doen, vir elke woord wat uit jou mond uitgegaan het. Want, jou woorde het skepingskrag. Maar nou as ons God se woord saam met ons woord sit en ons spreek dit, mense, dan trek jy 'n swaard. Geen een kan dit stop nie. Niemand kan dit stop. Sê, neem my woord op jou lippe en dan sal jy wees voorspoedig in al jou weë en dan sal jy met goeie gevolg handel. Dan sal jy wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. En hy sal sy vrugte gee op sy tyd. En dan die blare daarvan sal nie verwelk nie. En alles wat hy doen, sal hy voorspoedig doen. Want hy doen dit in die geesteswêreld. En as dit in die geesteswêreld 'n werklikheid is, dan sal dit deel word van hierdie wêreld. Alles wat julle bind op aarde sal gebonde wees op aarde. En alles wat julle ontbind in die geesteswêreld sal ontbind wees in die vleeslike realiteit. Kom ons leer om vaardig te wees met die swaard van die Gees. En die swaard van die Gees is God se woord. Kom ons leer dat wanneer ons praat, dat ons woorde in lyn met God se woord sal wees. En dan weet ons dat dit sal uitgaan. Okay, en dit is wat ons sou gelees het daar Matteus 8. Ja, okay, julle het hom op. Ek het hom nog nie eens op nie. Baie dankie daarso. En dan wil ek net vir julle hierdie lees. Daar is 4 plekke in Openbaring wat praat van hierdie. Hy sê in Jesus se regterhand het hy 7 sterre gehou en 'n skerp, 2-snydende swaard het hy getrek. En hy het rondgeloop met hierdie vlammende swaard wat in sy regterhand is. Nou, en met hierdie vlammende swaard in sy regterhand het hy oorwinnings gebring. Jy moet hier gaan kyk.
En hy het in die regterhand 7 sterre gehou. En 'n skerpsnydende swaard het, die volgende gedeelte sê, het uit sy mond uitgegaan. Daar's 4 plekke in Openbaring wat praat van hierdie swaard wat uit sy mond uitgaan. Ek wonder net, hoe lyk dit in die geesteswêreld as ons monde oopmaak en ons begin God se woord spreek? Dan dit moes vir Johannes wat hierdie boek geskryf het. Dit moes vir hom iets awesomes gewees het, om te sien daar's 'n swaard wat uit sy mond uitgaan, en wanneer hy sy mond oopmaak, en hy het met hierdie swaard, het hy oorwin. Hy het gesê, so, en dit was so. En ek wonder net hoe lyk dit in die geesteswêreld, as ons begin, en ons spreek God se woord, dat in die geesteswêreld sien jy die swaard wat uitgaan, en dit bring dinge in lyn met God se woord. Kom ons word vaardig met hierdie swaard van die Gees, wat God se woord is. En ons gebruik gebed as 'n wapen. God nooi ons. Hy sê dit oral regdeur van die begin tot die einde toe. Spreuke sê hy van hierdie dinge. Hy sê mense moet nooit ophou bid nie. Doen dit dag en nag. Moenie dat dit ooit uit jou mond uitwyk nie. Spreek dit aanhoudend en jy sal sien hoe jou omstandighede gaan verander. En jy doen dit en jy hou dit aan doen totdat. Moenie moedeloos word nie. Dat God se woord gaan verseker gaan die verandering kom. En ons het dit al gesien in ons reeks. Dat Daniël het aanhou bid en aanhou bid en aanhou bid. En op die 21ste dag kom hy agter dat die eerste dag het God al 'n antwoord gestuur. Maar die deurbraak kom eers na 3 weke. Moenie ophou nie. Hou aan praat, hou aan spreek en ons gaan sien hoe ons vrugte gaan pluk op dit. Want jou boom sal wees 'n boom wat geplant is by waterstrome en jou vrugte sal kom. En wanneer ons die vrugte begin pluk en ons begin nou aanhou hierdie ding doen, dan sal ons lewens spreek daarvan. Kom ons gebruik gebed as 'n wapen. En ons as gemeente word vaardig daarin. En mense, ek doen 'n teaching van hierbo af. Ek doen 'n teaching. Vrydag aand, as ons sal seker nog daarby kom waar ons deernag bid gaan nou. Maar Vrydag aand se bid, het ek vir hulle gewys hoe doen 'n mens dit. Fisies gewys. As jy wil leer, moenie bidure mis nie. Moenie bidure mis nie. Ek het vir Janko gesê, Janko is af hierdie naweek, jy weet. Maar ek het hom gesê, Janko, daar's baie dinge wat jy kan mis, maar bid mis jy nooit nie. Want dit is waar ons leer. Dit is waar ons dit is waar die sukses van Christendom lê. Dis in dit. Probeer om nie bidure te mis nie. Veral nie as ons 'n Vrydag aand bid nie. Ekskuus, ek het lank aangegaan. Maar kom ons bid. Here, help ons Heilige Gees om vaardig te wees in u woord. Om vaardig te wees. Heilige Gees, leer ons. Here, dat ons geestelike wapens sal gebruik en dat ons vaardig daarin sal wees. En dat ons dan sal sien die sukses wat daar is. Te midde van, te spyte van. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.